Johannes 11 vers 1 tot 57. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betania, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig en gaan u weer daarna toe. Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle rondom, Lazarus is dood, en ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mededisippels, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betania was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die Meester is hier en hy roep jou. Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toegegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween, die Jode sê toe, kyk, hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom, en dit was 'n spelonk, en 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar,
Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U, dat U my verhoor het, en ek het geweet, dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, al hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. En baie van die Jode wat na Maria gekom het, en aanskouers was van wat Jesus gedoen het in hom geglo. Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het. En die owerpriesters en die Fariseërs en die raad byeengeroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo. En die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. En een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoërpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie, en ek dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoërpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe, en nie alleen vir die volk nie, maar ook vir die verstrooide kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg. Van die dag af het hulle toe saam beraadspleeg om hom om die lewe te bring. Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode gewandel nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na 'n stad met die naam van Efraim, en daar het hy vertoef met sy disippels. En die Pasga van die Jode was naby, en baie het uit die landstreek na Jerusalem opgegaan voor die Pasga om hulle te reinig. En hulle het Jesus gesoek, en terwyl hulle in die tempel staan, sê hulle vir mekaar, wat dink julle, sal hy nie na die fees kom nie? En die owerpriesters en die Fariseërs het ook 'n bevel gegee, dat as iemand wis waar hy was, hy dit moes bekend maak, sodat hulle hom gevange kon neem.